En ons volg U, Koning U is heilig Heer, ons aanbid U, en ons volg U, Koning Heer. Hemelse Vader, ons kom ook so in U goddelike teenwoordigheid. Ons aanbid U, drie enige God, aanbiddelike wese. Dankie Here dat ons ook vanmôre die sleutels kan gebruik van liefdevolle geloofsgesprekke, om te kan belangstel in mekaar se lief en leed, om te kan sê ons is onder dieselfde dak, ons deel hierdie vertrek met mekaar, soos ons ook by die huis daardie dak deel met mense wat saam met ons op pad loop. En dat ons ook kan weet, al is ek alleen in daardie huis, al het my geliefde onlangs weggeval, dan bly dit 'n plek waar God gedien en geëer word, dat hy my vergas met sy teenwoordigheid, dat hy by my is, al is ek 'n enkel lopende, 'n weduwee, 'n weewenaar. En dat ons ook so as gesinne, Here, ons sal verbly daarin, dat ons kinders kan groot word, en dat hulle ook kan huise skep, waar die Here gedien word, en waar mense met mekaar praat oor die groot werke van God. Dankie dat ons ook die pragtige sleutel het van stilte tyd in huisgodsdiens, om te kan luister as die Here deur sy woord met ons praat, dat ons die taal van die Bybel kan ken, die hartstaal van God, dat ons ook, Here, die sleutel kan hanteer van dade van diens, soos Jesus se lewe 'n lewe van diens was, dat ons U voorbeeld kan volg, prakties ons geloof kan uitleef en kan sê, liefde is vir my 'n werkwoord, nie maar net 'n romantiese begrip nie, maar dit is vir my 'n lewe van oorgawe, dade van diens, van geloof. En dankie ook, Here, vir die verdere sleutel ook van Christelike rituele en tradisies, dat ons ook kan bid aan tafel voor ons eet, dat ons verjaarsdae kan vier, dat ons doopgeleenthede kan hê, dat ons ook nagmaal kan hê. Dat ons ook vanmôre as U kinders kan saam wees ook hier by die nagmaalstafel. Dat ons ook daarna kan uitsien om ook hierdie ontmoeting met U op die hoogtepunt ook van die nagmaalviering te kan afsluit. Ons is so geseënd, Here. Ons is geag. Ons is mense wat U uitkies en nader trek. Ons is bevoorreg. Ons prys U naam, want U is 'n wonderlike God. Dankie, Vader. Prys U naam, Here Jesus, ons verlosser. Ons leef met U krag. Mag U gawes, U vrug in ons gesien word, Heilige Gees. Amen. Daardie is 'n prentjie wat 'n mens dikwels sien in hierdie dae. Maar kom ek vat jou so 'n bietjie verder terug, voordat ons nou vandag kom by Valentynsdag. En dit is, onthou wat Woensdag gebeur het. Woensdag was eintlik, kan ons sê, die begin ook van die lydenstyd. En dit is hoekom ons ook die vrymoedigheid kan neem om 'n kruis te dra soos hierdie. Ja, vir my is dit ook maar snaaks en vreemd, nog 'n perslint ook daarby te dra.
Maar die pers sê iets van die lyding, dit sê ook iets van die koningskap van ons Here Jesus Christus. Afgelope Woensdag in die kerklike tradisie, bekend as Aswoensdag, waar ons 'n bietjie as vat en dit sommer net so op jou voorkop net 'n kruisteken maak en sê, ek onthou, Christus het kom sterf vir my stoffelike asmens, nietige mens. En in die tradisie is dit ook so dat hulle dan dikwels ook die as bietjie meng met olyfolie, en dat die olie is ook vir ons 'n teken van lewe, van daar waar die Gees van God ook werk. So, dit is so 'n kerklike tradisie, en as jy ook jou houtkruis wil uithaal, of hom wil hang daar in jou kar, aan die spieeltjie, dan is dit reg, maak gerus so, en ons doen dit dan ook, totdat ons ook kom, by Paasondag, die lydens, die passie van die Here Jesus, die Vrydag, en dan natuurlik sy opstanding, en sy verskynings daardie Sondag. Kom ons deel ook so daarin. Nou ja, en dan het ons nou ook vandag, ek weet nie wanneer ons weer die kans sal hê om ook vanmiddag lekker saam te kan eet as geliefdes, as mense wat vir mekaar omgee, dat daar weer Valentynsdag op 'n Sondag gaan val. Dis nie 'n kerklike fees nie, dis sommer maar net iets, wat noem ons dit nou weer? Wat het die een Spaan vir die ander Spaan gesê? Kan ek jou dalk interesseer in ietsie romanties? Of die papierknippie wat vir die magneet gesê het, ek vind jou verskriklik aantreklik. Nou goed, hulle sê as 'n mens nou na iemand kyk, wat jou interesseer en van wie jy baie hou, wat jy leer ken het, maar jy het nou nog nie 'n verbintenis met daardie persoon nie, jy is nou nog ongetroud, en jy kyk na daai persoon, dan sê hulle, dan is daar 'n baba met vlerke, en hy sal nou jou deur jou hart skiet. So, wees oppas vir wie jy kyk, né? Maar kyk maar na jou geliefde daar langs jou, as jou man of jou vrou hier is, Andries, Antoinette is nog siek, sy is nog by die huis, maar kyk gerus daar na die persoon langs jou, al is dit net 'n vriend of 'n vriendin, 'n kennisse, dalk jou man, jou vrou, en sê, ek kyk so graag diep in jou oë, jy is my geliefde, en dit is, kom ons gebruik dan hierdie Valentynsdag, om ook te sê, jy is vir my baie spesiaal. Onthou, jy is iemand se geliefde, 'n geskenk van die Here. Daar's iemand op hierdie aarde wat aan jou dink met waardering, met liefde. Nee, wat 'n sagte plekkie in sy of haar hart vir jou het. Dit moet jy weet. Jy is nie alleen nie. Daar is ten minste een, dalk baie ander mense wat aan jou dink met liefde. En as ons opkyk, dan weet ons, die Here God sê vir ons ook in Sefanja 3 vers 17, hy's by jou, hy red jou, hy's vol vreugde oor jou, hy stil tevrede in sy liefde, hy jubel en juig oor jou. Stil tevrede wil iets sê van, hy praat nie meer oor jou verlede nie, oor dit wat verkeerd is nie, ook die verlede so onlangs as vanoggend se dwarswoord en vanoggend se verkeerde ding wat jy nou aangevang het of gedink het. Hy sê, ek berouvolle kind van God, my kind, kom, ek is stil daaroor, ek is tevrede met jou, ek omhels jou, ek het jou lief. En daardie deel wat sê, hy jubel en juig oor jou, sê eintlik, hy spin al in die ronde oor jou, hy's opgewonde oor jou, hy het 'n liefdesverhouding met jou, liewe Boeta en Sissie. Het jy gedink, die Here sing 'n loflied, omdat jy in sy lewe is, omdat hy vir jou omgee? Dis nie romantiese woorde nie, dit is goddelike genade, om dit te kan weet. Wat 'n voorreg. Ek wil vir jou vra dat jy jou Bybel so in jou hand sal neem. En as jy saam met my dit kan sê, dat ons hierdie belydenis ook gaan sê vanmôre. En as jy nou nie jou Bybel hier het nie, dan is dit nog steeds so waar, is dit nie? Dan kan jy ook dit nog sê. En ek hoop jou Bybel by die huis het nie 'n laagie stof oor nie. Jou gebruiksbybel moet een wees wat elke dag oop gaan, en oopval, en daar waar jy lees, nie waar hy oopval nie, jy is besig om 'n studie daarvan te maak, jou dagboek gebruik jy, maar kom ons sê hierdie woorde, hierdie is my Bybel, ek is wat my Bybel sê ek is,
Ek besit wat my Bybel sê, ek besit. Ek kan doen wat my Bybel sê, ek kan doen. Vanoggend kom die woord van God tot my. En ek bely met vrymoedigheid. My verstand is wakker, my hart is ontvanklik. Die woord gaan my vernuwe in Jesus se naam. Amen. Die woord van God. Ons temas wat ons nou mee begin het, Henny het daar aan die begin so 'n inleidende gedeelte gehad, en toe het ons nou gekom by die 2 hoofstrome, wat bestaan uit die 6 boodskappe, en ons is nou by die 3de een, in hierdie eerste helfte, wat gaan oor dit wat vir ons kan aflei, wat vir ons pogings kan afwater om te volhard in die geloof, om te kan aanhou wen, terwille van ons gesin, terwille van die Here. En ons het gesê, daar is Dawid, ons het gesien van die 3 beginsels wat vir hom gepla het, sonde, die mag wat sonde het, dit vat jou nog 'n bietjie verder, nog 'n tree. Dit laat jou bietjie langer talm en stil staan en net wonder, sjoe, is dit lekker of nie? En dan, dit vat uit jou uit, dit tap jou, dit kos jou meer as wat jy dalk begroot het, om daarin af te staan. En jy kom agter, dit maak jou bankrot, as jy nie oppas nie. En dan het ons gehoor van Isia se verwantheid, verlede Sondag, daar die 3 verleidelike sleutels, die sukses, simbole van ons dag, van mag, posisie wat daarmee gepaard gaan, van die voorregte wat 'n mens het, wat jy vir jouself toeëien, wat jy sê, maar dit is deel van my lewe, dit kom my toe, en dan rykdom, om goed te kan hê, om jou hart te verpand aan stoffelike dinge, nietige dinge wat gesteel kan raak, en wat opgevreet kan word deur die motte, en wat kan roes. En watter van daardie is jou en my grootste versoeking? Dit was die vraag waarmee ons te maak gekry het afgelope week. Nou vanmôre gaan ons hoor van Diotrefus. En met die oog daarop wil ek vra dat ons die Bybel sal oopmaak daar by 3 Johannes en dat ons daar sal saam lees. Agter in die Bybel die 3de brief van Johannes op bladsy 323 hier by my. Ons lees daar by vers 1. Van die oudste aan Gaius my vriend wat ek waarlik liefhet. Vers 5. Liewe Gaius, jy handel reg in wat jy vir jou medegelowiges doen, en dit nog terwyl jy hulle nie eers geken het nie. Hulle het hier voor die gemeente vertel van jou liefde. Help hulle asseblief vir hulle verdere reis op 'n wyse soos God dit verwag, want hulle is op reis om Christus te verkondig, en hulle ontvang niks van die heidene nie. Dit is dus ons plig om sulke mense te onderhou, sodat ons daardeur ons deel kan bydra tot die verspreiding van die waarheid. Ek het 'n briefie aan julle gemeente geskrywe, maar, en dan nou vir die eerste keer hierdie naam, Diotrefus, wat danig daarop gesteld is dat hy hulle voorganger is, aanvaar nie ons gesag nie. Daarom sal ek die dinge wat hy doen, ter sprake bring as ek daarheen kom. Hy versprei slegte en vals gerugte oor ons, en asof dit nie genoeg is nie, ontvang hy self ook nie die medegelowiges nie, en die wat dit wil doen, belet hy en ban hy uit die gemeente. Liewe Gaius, moenie die verkeerde voorbeeld volg nie. Volg die goeie. Wie goed doen, behoort aan God. Wie verkeerd doen, het nie vir God gesien nie. Ernstige woord waarmee hy daar eindig. Nou vriende, as 'n mens nou so daar luister, dan hoor jy
dat Diotrefus het deurgegaan as 'n voorganger. Jy kan maar sê as 'n ouderling van die gemeente, as iemand wat leiding, geestelike leiding daar geneem het. En as mense nou so dink aan ons kerkraadslede van vandag, ons predikante en ons ouderlinge en diakens en hoe julle ook al nou hier kan beskryf as die voorsitters van ons bedieninge, die mentors. As jy dink aan ons sondagskool mentors, die mense wat voor 'n klasie gaan staan, naby hulle gaan sit en vir hulle begelei in geloofsvorming, dan wil jy goeie mense daar sien. Jy wil mense daar sien wat 'n voorbeeld stel wat die moeite werd is om te kan volg. Om te kan sê, ek sien die Here raak, Jesus leef in hierdie persoon se hart. Hierdie persoon is deurtrek met die teenwoordigheid van die Gees van die Here. Dit is tog wat 'n mens van 'n voorganger sou verwag. En so het ons nou al in ons Bybelstudie by die selgroepe gehoor, mens word op verskillende maniere, word jy 'n leier. Party mense is van nature, iemand met sterk eienskappe en kan sommer op 'n gegeewe tydstip sê, kom ons doen nou dit of dat, of kom ons benader dit so. Natuurlike leierseienskappe. Party mense is daarin aangestel, of dit word van hulle verwag, en hulle moet opgelei word, en hulle moet leer hoe om dit te doen. Dit val nie altyd so maklik vir alle mense wat in 'n leiersposisie kom nie. Party leiers egter eien dit vir hulle self toe. Hulle sien hier is 'n vakuum of hier is 'n gaping en ek staan op en ek sê van nou af is ek die leier. En ek begin dinge doen op my manier. En ek wonder of dit nie is wat hier in Diotrefus se geval gebeur het nie. Dat hy na vore gekom het, dat hy dalk goed begin het, maar dat hy ontaard het. Het hy ontaard? Gaan ek dalk dinge nou 'n bietjie te vinnig vooruit? Was hy nie tog regtig 'n pragtige voorbeeld van 'n diensknegt van die Here nie? 'n Man met 'n leerbare gees en regverdig in sy optrede en toeganklik en met pragtige woorde wat uit sy mond uitkom. 'n Mens wat by die deur gestaan het en mense welkom geheet en gesê het, kom na my toe, kom in my huis en kom kuier 'n bietjie by my. Ek sien jy's 'n reisiger. Kom bly oor hier by my en by ons gesin. En dat dit in daardie huis wonderlik gegaan het. Is dit die prentjie wat ons kry? As ons hier hoor van Diotrefus in verse 9 tot by vers 10, 11, wat ons daarby kan wys. Vraag, is dit Diotrefus? Was hy so? En ons kan een hakie vooraan sit en voor die hakie kan ons sê, nee. En nou val dit so 'n bietjie moeilik op ons Afrikaanse oor, nee, as ons sê, hy's 'n nie diensknegt. Hy is nie leerbaar. Hy's 'n nie regverdige. Hy's 'n nie gasvrye. En hy het 'n nie gelukkige gesin. In Afrikaans sê ons eerder so of so. Maar terwille nou van die oefening van vandag, die woord nie, die teenoorgestelde van dit wat jy sou verwag van 'n voorganger, van 'n egte persoon wat geestelike leiding neem in die gemeente. 'n nie. Kom ons stel dan daarteenoor 'n ware leier. Kom ons dink so 'n bietjie dan nou, wat is dan nou die kenmerke van 'n goeie leier? En ons neem die swak kenmerke van Diotrefus en ons projekteer dit na die ander kant toe en ons sê goed, 'n leier is bereid om ondergeskik te wees. Vriende, dat ons dit kan sê, ook vanmôre, dat 'n leier nie daar is om gedien te word nie, dat hy nie daar is om die aandag te trek nie, om die aandag op hom te vestig en dat hy altyd die enigste sê oor alles het nie. Maar hoe staan dit so baie mooi daar? 'n Christelike leier gee sy beste sonder om eerste te wil wees. Vir 'n Christenleier, die woord beste, my allerbeste vir die allerhoogste.
Dis wat ek wil aanbied. Dis wat ek wil gee. En as ons hier kyk na Diotrefus, dan skryf Johannes hier en hy sê, maar Diotrefus wat danig daarop gesteld is dat hy hulle voorganger is, aanvaar nie ons gesag nie. 'n Leier is bereid om hom of haar onder ander mense te kan stel. Om te kan sê, ek onderwerp myself aan iemand met wat hoër gesag het, of aan wie ek aanspreeklikheid verskuldig is. Ek moet ergens voor 'n kerkraad gaan staan, of ek moet ergens voor 'n raad gaan staan, of 'n bestuursliggaam moet die voorsitter gaan staan, en die hoof en sy personeel moet almal kan sê, dit het ons gedoen. Dit is hoe ons lewe lyk. En ons kom, maak die boeke voor julle oop. En dit lyk of Diotrefus 'n persoon was wat baie moeilik die knie gebuig het. En dat hy daarvan gehou het om baas te speel in die gemeente. Leerbaar? Hy 'n nie leerbare? Ja, kom ons sê, 'n ware leier is iemand wat kan luister na goeie raad. Wat kan sê, ja, ek is bereid om insette te kry by ander mense. Iemand het eendag met 'n klompie meisies, hoërskool meisies gaan praat, is genooi om bietjie met hulle te gesels oor eendag as hulle gaan trou, oor die toekoms, oor die verhouding met seuns. En van die dogters kom toe na die spreker toe en vra vir hom, jy's nou self 'n man. Wat is die kenmerk waarvoor ons moet uitkyk as ons wil kyk of hierdie persoon sal kwalifiseer om vir my 'n man te wees eendag, met wie ek kan trou, met vrymoedigheid kan trou. En hy wou eers hulle been trek en sê, geld. Toe sê hy, nee, dit, liewe jong mense, 'n leerbare gees, leerbaarheid, om te kan luister na die mense wat saam met jou is, om te kan luister na die kinders, om te kan luister wat hulle op die hart het, om na jou vrou te kan luister en te kan langs haar te gaan sit en te kan sê, hoe klop jou hart, my vrou, wat leef daar in jou binneste? My man, hoe gaan dit in jou wêreld? Kom vertel my daarvan, deel dit met my. Om as 'n gemeente in luistergesprekke betrokke te wees by mekaar aan te hoor, in die selgroep dinge te kan deel met mekaar. Want dan, weet ons, dan sal jy ook vatbaar wees vir die beste raad, en dit is influistering van die Gees van God in jou hart. As hy met jou wil praat, dan sal jy jouself daarin kan onderwerp en kan sê, ek leef op gesag van die Heilige Gees. En ek maak seker, ek hoor dit reg, ek kontroleer dit in die woord van God, ek deel dit met die mense rondom my, ons soek saam die wil van die Here. 'n nie regverdige, dit was Diotrefus. Nou vriende, as 'n mens nou so hierna kyk, dan moet ons ook sê, goed, dit is gewoonlik ons woorde wat atmosfeer skep. Elke huis het 'n atmosfeer. Elke huis het 'n atmosfeer. Soos wat hierdie byeenkoms van ons kindertjies van die Here vandag atmosfeer het. En hoe ons met die sang dit net beleef het en aanbidding ervaar het, God sweef hier by ons en is teenwoordig in ons midde. En so het elke huis ook 'n atmosfeer. En dink 'n bietjie, hoe is jou huislike atmosfeer? Is dit gelaai? Nee, bewe ons daarso. Pa het gesê, ma het geskree, kinders het 'n tantrum gegooi, en ons vryf mekaar verkeerd op. Dis of in 'n huis 'n geval van afbrekende atmosfeer, of 'n opbouende atmosfeer. Dis net een van die twee. Of afbrekend, en jou moed sak sommer in jou skoene as jy by die huis instap, want jy weet, dit gaan weer gebeur. Hier spanning,
Ek het nou gedink, 'n huis moet 'n plek wees waar 'n ou kan ontlaai, waar jy kan ontspan, waar jy kan lag, en na die erns van die dag, en hier stap jy in, en hier is dit maar net 'n voortsetting van die dinge by die werk, die druk, die verwagtinge wat hoog gestapel word op my, en ek voel ek kan nie daarby kom nie. En dit is woorde wat atmosfeer skep. En as jy kyk wat Diotrefus hier gedoen het, dan staan hier in vers 10, daarom sal ek die dinge wat hy doen ter sprake bring as ek daarin kom. Hy versprei slegte en vals gerugte oor ons. Nou vriende, dink jy dit was beperk tot eenmaal in die gemeente? Of het dit sy styl geword? Dat hy knaand mense aangeval het en afgebreek het en gesê het, man, jou stommerik, jou stupid. Weet jy nie hoe nie? So in 'n ligter trant, afgelope week by die Bybelstudie, gesels ons ook so oor, by Kruinpark, oor tydsbenutting. Julle het dit ook gedoen in die selgroep, oor hoe kom karakter na vore in die manier waarop jy die tyd wat tot jou beskikking is benader. En toe sê Tannie Nelly, toe sê sy, haar maat vir hulle gesê, as hy nou besig is met 'n taakie, en hulle werk daar so, dan sal sy